Dis tyd vir hierdie week se aflewering van Op dieselfde bladsy en Leonie van Rensburg van Graffiti Boeke kuier vandag weer in die ateljee. Baie welkom Leonie. Dankie Elsa, is lekker om hier te wees. Nou onthou dat jy elke boek wat ons vandag bespreek ook aanlyn kan gaan bestel by graffitibooks.co.za, maar jy staan ook 'n kans om die boeke wat ons vanoggend bespreek te wen. En al wat jy hoef te doen is om ons kykersvraag te beantwoord. So skryf sommer nou al hierdie nommer wat nou op die skerm verskyn neer, sodat jy aan hierdie kompetisie kan deelneem en jy staan 'n kans om hierdie boeke ter waarde van R1000 te wen. Leonie, met watter boek begin ons? Ons gaan afskop met hierdie kinderboeke. Die titel daarvan is Ruben in Namibië en Cindy van Pieter van Zyl, skryf deur Pieter van Zyl, en die boek is ook in Engels beskikbaar. So wie ook al die wenner is, moet vir my sê of hulle Engels of Afrikaans wil hê wanneer hulle wen. Nou Ruben Lambrecht se video's van sy dierefamilie lok miljoene kykers op sosiale media. Seker die meeste van ons het al iewers iets van hom gesien. En hierdie boek vertel die manewales en grootwordjare van Ruben Lambrecht en sy tweelingbroer Tertius saam met al die weesdiere op die plaas. Ons ontmoet die meerkatte Minkie en Jerry, Cindy die bobbejaan, die streepmuishond Zoe wat gaste se tone byt en die vlakvark Flakkie wat tog so dol is oor maagkrappies. Hierdie versameling kinderstories met pragtige illustrasies deur Clarabel Joubert is propvol avonture en fascinerende dierefeite en definitief 'n moed vir 'n kerskous vir die jongespan. Ruben Namibië en Cindy, geskryf deur Pieter van Zyl, word uitgegee deur Tafelberg en kos R250 per boek. Dit is vir my verskriklik oulik wanneer ek kyk na die foto's wat deel is van hierdie boek. Ja, en dis heerlike stories van Cindy en hoe sy eintlik Pieter se suster geword het en deur al die jare op die plaas gebly het. So dis baie deernisvolle stories oor die diere. Goed, wat is die volgende boek? Die volgende boek is ek baie opgewonde oor. Dit is Martin Steyn se boek Donkerspoor. Nou, die van julle wat Martin Steyn ken, sal weet dat Donkerspoor nie 'n nuwe boek is nie. Hierdie boek is 'n heruitgawe van Martin Steyn se heel eerste boek, wat in 2014 gepubliseer was. En dit het in 2015 die ATKV woordfeertjie vir spanningslektuur gewen en daarna het die boek uit druk uitgegaan en hy is nooit weer beskikbaar nie. So nou vir die eerste keer na jare is Lapa besig om al Martin Steyn se boeke te herdruk en ons is baie opgewonde daaroor. Nou hierdie storie handel oor 'n tienermeisie wat verkragt word. Hulle kry haar lijk in 'n veld, 'n tienermeisie, verkragt, gemartel en vermoor. Maar sy is nie die eerste een nie. Adjutant-offisier Jan Magson moet die reeksmoordenaar vang. Hy moet die slagoffer se ma's en pa's in die oë kyk en hulle vrae beantwoord, maar hy kan nie. Hy kan nie eens sy eie vrae beantwoord nie, want agter hom lê daar ook 'n donker spoor. Kort voor lank al die moorde hoofopskrifte en die gemeenskap eis antwoorde. Hoekom trek die polisie nie die boosaard vas nie? Toe 'n ma 'n brief vir die koerant skryf en 'n pa 'n beloning uitloof, word dinge op 'n mespunt gedryf. Bevind Maxon hom op nog 'n dwaalspoor of is hy uiteindelik op die donker spoor wat hom na die ware antwoorde sal lei? Donker Spoor deur Martin Steyn is 'n heerlike krimie as jy dit nog nie gelees het nie, uitgegee deur Lapa en kos R350. Sjoe, dit klink na 'n aangrypende verhaal. Dit was een van die lekkerste, as ek dit lekker kan noem, maar een van die beste krimies wat ek in 'n baie lang tyd gelees het. Goed Leonie, die laaste boek van vanoggend? Die laaste een gaan ons afskop met hierdie goudgeel nommer op die tafel. Die titel daarvan is Herman se tafel en is geskryf deur Herman Lensing. Nou vir Herman begin alles met 'n besluit om mense te nooi vir ete. En dan kom die groot beplanning, die datum, die gaste, die tema, die dekor en laaste, maar seker die belangrikste, die spyskaart. In Herman se tafel bied Herman Lensing 10 unieke spyskaarte, elkeen geskoei op 'n tema waarby al die gange, voorgereg, hoofgereg, nagereg en meer pas. Die keurige geregte in hierdie boek is saamgestel met kundigheid en styl, maar is deurgaans gebruikersvriendelik en aanloklik. En dis 'n verskriklike mooi boek. Daar is ou Suid-Afrikaanse bekendes, maar ook Italiaanse pastas en 'n Franse nagereg of 2 en disse waarin vars krye die kollig steel. Kuierkos vir lank eet, afsjougeregte om jou gaste te beïndruk en ja, selfs happies vir die honde.
Daar's nou niks vir die katte ongelukkig nie, Ai. maar daar's daarom iets vir die honde. En dan wys hy jou ook om tafeldek te dek, of met uitspattighede of met dit wat jy reeds in jou huis het. Vir Herman is die etenstafel die kern van die huis en van saamwees, van bande versterk en van vriendskappe smee en 'n simbool van alles wat mooi en goed is. En met hierdie boek nooi hy jou uit om fees te vier, om moeite te doen, om die lewe te vier en om groot dog moeiteloos te kook. Herman se tafel deur Herman Lensing, uitgegee deur Penguin Random House South Africa en kos R420. Wel, waar ons lank kuier en moeiteloos kook. Ek moet sê, wanneer 'n mens kyk na die voorblad, dan lyk dit soos 'n ete uitnodiging, né? 'n Lang kuier. Miskien moet ons 'n plan maak. Ek dink ons Ek dink moet. ons moet 'n bietjie bel daar. Goed, so nou is dit daai tyd van die oggend, baie belangrik. Wat is ons kykersvraag hierdie week? Ons kykersvraag vir oggend is: wie is die skrywer van Donkerspoor? Wie is die skrywer van Donkerspoor? En al wat jy hoef te doen is om nou dadelik hierdie nommer wat op skerm verskyn te gebruik in jou WhatsApp en antwoord na die nommer toe te stuur. Baie maklik. Wie is die skrywer van Donkerspoor? Leonie, dankie dat jy dit altyd so 'n bietjie maklik maak vir ons en nie net te moeilik nie. Baie dankie vir al die boeke wat jy vir jou vanoggend vir ons saamgebring het en dankie dat jy sommer hier by ons in die ateljee kom kuier het. My voorreg, baie dankie. En daarmee dan hierdie week se aflewering van Op dieselfde bladsy in samewerking met Graffiti Boeke. En onthou dat jy al hierdie boeke ook aanlyn kan gaan bestel. Net waar jy is, dit maak nie saak of jy in die Kaap bly of in Gauteng bly of waar jy bly nie, maar by graffitibooks.co.za. Nou daar het jy dit. Onthou om jou antwoord te stuur om al daai boeke te kan wen. Nou ek sien ook baie uit want later in die program gesels ons 'n bietjie meer in diepte met Ruben oor die boek Ruben, Namibië en Cindy. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Arnold is intussen net na die breek hier met jou sport en dan moet jy ook ingeskakel bly want 'n bietjie later kom maak Brendan Piper ook 'n draai in die ateljee en dit om oor sy splinternuwe enkelsnit troumateriaal te gesels. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning, maak seker jy gaan volg ons op sosiale media platforms en indien jy weer na enige van hierdie gesprekke wil gaan kyk en luister, gaan maak ook gerus 'n draai op ons YouTube kanaal. Ons is nou weer terug, bly net waar jy is.